90.5. Niks garantie nie, maar dis chaos in hierdie kantoor vanmôre. Ja, jy sien, ek het geweet. My gunsteling ding, as ek weet hy is op die program, op enige program. Kyk, ons weet hy gaan die hele kantoor op hol hê. Ek wil net al die outfits sien. Yes. Ek voel as Jackie Lou kom kuier, dan voel dit is soos as jy 'n award show kyk. Dan is dit soos who and what will he be wearing? Jackie, Myself. Jackie. Hallo julle. Kan jy nie ernstig opneem as jy so lykie? Wat gaan met jou? Hoe gaan dit? Baie goed, dankie self. Weet jy wat? Ek is vandag in 'n baie goeie by en julle? Nee. Ek is in 'n goeie by want jy weet jy hoekom? Ek het gehoor die storie van die varkies, nee, die 3 varkies was alleen gewees. Wat? Die wolf het nooit die huise weg. Onthou die storieetjies van die strooihuisie en die houthuisie en die baksienhuisie. Die 3 varkies was 'n rockband gewees van Waterkloof eintlik. En hulle het so geraas, die wolf is soos die jazzpolisie. Die wolf het gesê, as julle aanhou raas, gaan ek julle huis afblaas, né? En toe die varkies se garage deur oopgegaan, toe blaas die band die wolf weg, toe wen die varkies. So ek is so goeie by, want die varkies hou aan musiek maak en hulle eerste single het uitgekom vandag. Die 3 varkies se rock song is nou uit en ek is hulle manager. So ek is nou hier vandag namens die 3 varkies. Ek weet nie watter kant om te gaan met hierdie onderhoud vandag nie. Luister, vertel net gou vir my hierdie hemp wat jy aan het, by the way. Ja. Wat's of baadjie? Wat Dis is julle soet Dis 'n hele outfit wat jy aan het hierso vandag. Kyk, jy het nog altyd die ding gehad van daai ou matrasse storie. Wat is hierdie soet nou van jou? Man, dis 'n jakkie pakkie. So mense vra vir my, mense kom na my toe. Dan vra hulle vir my, "Wat het jy aan?" Dan sê ek nee, ek het die jakkie pakkie. Nou vir die luisteraars wat dan nie kan sien nie. Hulle kan nie sien op Facebook of waar stream julle. Ja, ons gaan se rekord nou, ons gaan later opsit. Ja. Okay, so wat ek aan het is my gesig oral, nê. Nou baie mense, onder andere het ek al SMS'e van Jack Parow en van François hulle sê, "Hoorie, waar kan ek daai koop?" Sê ek kan dit koop hier. Dit is bekostigbaar. Dit is 'n jakkie pakkie. So ek het uiteindelik gaan ek gaan nou vir iets gooi so dan jy sê wat ek vir jou gooi. Alright, gooi. Ek is te bang om te Nee man. Oh, die ding was hy skoon. Hy's silwer skoon. Hy's net een keer gedra. Maar in elk geval, dit is 'n G-string of 'n deurtrekkertjie. Ruben is besig om Ruben gaan hom aantrek. Om die Okay, nou is dit jakkie weer aan ons. te trek. Hoorie, so my pas jy nogal hoor. Hy sit 'n bietjie ongemaklik. Moenie nou hoes nie. Okay. Ek is bang om vir Jackie in die oë te kyk want dit gaan baie ongemaklik wees tussen my en Ruben vir die res van die week. Hoorie, my buk op hierdie stadium vir jou, hoor. Jy moenie so buk nie. Hoekom nie? Moenie so buk nie. Lekker hoor. Jackie, elke buk is 'n meesterstuk. So daar's die deurtrekkertjie. Nou dis 'n bietjie weird want my gesig is op, nê? Maar soos 15 keer. Maar ek moet van agteraf lyk dit of ek baie klein neus het. Ek en Jackie was nog nooit so close as nou. Daar's 'n nuwe diepte in ons verhouding hierso. Nee, hoorie, dit is hilarious. Ja, kyk. Deel van jou show nou. Ja, kyk, dis deel van die show. Ek moet vir jou sê 3 varkies by die stadium het uitgekom Saterdag, nê? En op Spotify alleen is hy amper by 10,000 streams. Want ek dink die kinders luister dit. Ja. Onthou jy jare terug was daar 'n liedjie gewees van Green Jelly, onthou jy daai Little Pig Let Me In, so rock song. Okay. En ek luister hierdie liedjie toe ons op vakansie was in Desember. En ek kom agter my kindertjie se oë flikker op van hierdie rock song. En ek dink maar ek gaan daai liedjie opneem en ek neem dit toe op, die rock song, hè. En ek gaan toe ATKV toe waar ons show het en ek sien daai tannie se gesiggies is net nee. Hierdie gaan nie werk vir ons nie, is ou verby. Ja. Ek het ateljee toe saam met my producer Rudy Kleingeld, wat julle waarskynlik ken. Ja. En hy's 'n jarelange appel vir my en ek ry toe ons van die beste musikante wat ons land nog ooit gesien het. Ek sê hoorie, kom ons vat jou Duesenberg gitaar en ons maak iets glam rock. Iets wat voel soos 'n darkness. Iets wat nog nooit gehoor is in Afrikaans nie. Iets wat jy so as jy hoor dan sat jy so in jou guts, en ek het toe besluit om die liedjie op te neem, die 3 varkies en eintlik maar vir die kinders en vir hulle sê van die rockband, die cool rockband wat die varkies was. Ek het toe 3 van my vriende genooi om in die musiekvideo te wees. Nou, ek wil dit baie mooi sê want ek wil nog altyd met respek, dis manne van kort postuur. Ja. Okay? Ja, so Op 'n skaal van 1 tot Ruben. ja, so ek sê Ek mag dit sê want ons is die same size. Ja, maar die helfte daarvan. Okay. Maar en hulle staan in my garage en Hulle gee discount. ek het hulle hierdie varksnoete Ja, en 'n gepurmde hare. Ja. En ek het die wolfsuit aangetree, nê? En nou is daai ding wat ek so half aan die garage klop. Nou ek het die wolfsuit saamgebring en ek het die varkie masker ook saamgebring. Okay. Kan ek en jy 'n rol speel, Ruben? Natuurlik. So sal jy die wolf wees as ek die varkie, maar nou vir die luisteraars hierso, ek gaan nou 'n silikone masker oor my gesig sit. So as die stem sag is die rede. Hierdie gaan byna wees soos 'n baie kreatiewe bankroof. As Jackie nou daai varkmasker aan sit.
Hierdie is heel moontlik my Okay, gunsteling oomblik van alle tye. my hoor nog. So jy's so voor die deur, nê, en jy klop hierdie varkies moet op die jam, okay? Ja. Nou moet jy met jou ergste Batman stem moet jy sê, varkie, laat my in. Okay, is jy reg? Okay, ek's reg, jy reg. Okay, gaan ons. Varkie. Waar sien jy dit sê? Wag, hou vas, ek het nie beheer. Daar's 'n gaatjie. Hier's okay. Varkie, laat my aan. Nie by die haar van my ken. Yay! Maar dis 'n scary masker daai. Ek gaan hom sommer aanhou nou vir die res van hierdie interview. Dis 'n maar lekker storie. Moet asseblief nie nou probeer koffie drink nie. Okay. So ons het die video gemaak en ag op die ou en dan gaan die garage nou oop en dan hardloop hierdie 3 manne van kort postuur. Hardloop hulle uit en dan's ek nou op my rug. Ek by die wolf is my swart jas, my T-shirt en alles. En dan staan hulle met hulle voet so op my bors en sê, "Vat so jou varkie vreter." So hierdie liedjie, weet ek is op baie ouderdom nou. Wat ek doen dinge wat vir my lekker is. Jy weet oor die algemeen. As ek in die winter gaan swem. Daar's een ding wat ek was laasweek in Maagheid gewees vir konserte, maar toe ons land daar, toe reën dit. Toe gaan swem ek dadelik met my speedo. Nice. Onmiddellik. Ja. Ek was water was baie koud geweest, nee. Sê jy met daai jakkie en pak geswem. Ek nie daai ene nie, maar my matras speedo. Maar ek het gaan want ek swem, maar dit is vir my lekker om te swem. Dis lekker. Ek eet roomys, want dit is vir my lekker om te roomys te eet. So hierdie varkie liedjie wat hy gedoen het is dit is iets wat ek elke aand kan vervoeg. En dit gaan altyd vir my lekker wees. En die mense se gesigte, hulle verwag nie daai stemmetjie ding nie. Hulle verwag nie daai nie haar van my ken. Die luisteraars by die huis, probeer gou. Sê so 'n parmantige stemmetjie, maar parmantig. Nie haar van my ken. Som Sharika 1 2 3 1. Nie by die haar van my ken. Wel, toe toe jy sê the darkness is my eerste reaksie. Ja, believe everything Allah. 100%. En dis word van Presies. En daai gitare, ek is baie spesifiek oor 'n gitaarklank, nee. Nou die muses wat nou luister, jy kry Gibson klank, jy kry Stratocaster klank, maar die Duesenberg is iets heeltemal anders. Ek ken hom ja. Dis 'n Duitse gitaar, maar hy's tussen 'n Gibson en 'n Stratocaster, maar hy't so 'n tipe van ons het Pickwyner dieselfde gitaar gebruik. O, goed. So hy't so 'n tipe van 'n bass ding. Ja, hy kom so 'n bietjie van 'n overdrive ding, die amper 'n AC/DC sound, maar nie so skerp nie. En dis net maar die Jackie Lou klank wat ek oor die jare gekry het. En ek wens Rudy was vandag hier gewees by die gitaar, maar Rudy se seentjie is baie siek, so sê vir Rudy baie sterkte. Hy sal beter nou, maar hy moet by die hospitaal vir sy familie nou wees, so I get that. Oh goodness. En so ek is op my eie vandag hierso. Ekskuus, ek het 'n haartjie op my hoed. Ja, ek dink dis die vark, dis die haartjie van die kat. Vark se hare. Is op die ken. Ja, hoorie, nou luister hier. Kom ons doen dit. Ek gaan vandag so 'n bietjie anders doen. Gewoonlik speel ek die liedjie nader in die onderhoud, maar kom ons doen dit nou net hierna, okay? Ons gaan gou die verkeerd doen. John ons gaan die saal. Daai is my favourite gedeelte van die hele sang. Luister gou, ek wil vir jou sê hier kom groot Makiti, my vriend. Dankie. Kan jy dink hoe gaan hierdie ding loop op die feeste? En as jy nou nog met hierdie costumes en suits en allerlei goeders en maskers en allerlei goed. Ja. Ons moet die mense vermaak, jy weet. Ek dink baie mense daar buite gaan deur dinge. Is dit by die werk, is dit finansiëel, is dit by die huis? En as jy 'n bietjie of die 3 varkies kan luister in jou kar waar jy gaan, jy voel 'n bietjie lekker, jy sê weet jy wat, dit gaan oukei wees. Want dit is nog altyd oukei gewees. Dit gaan oukei wees. Dis eintlik waar my kop is en mense vra vir my op Facebook, eers die 3 Pickwyne, nou die 3 varkies. Wat die obvious vraag is, maar vir die luisteraars daar buite, die 3 Pickwyne is nou 19 jaar oud. Kan jy glo dis al 'n sang wat 19 jaar uit is? En hulle beweeg nou die huis uit, hulle gaan nou swat. En so die 3 varkies is nou die kinders, hulle is die nuus, dis die nuwe era. Die laatlammetjies. So hulle is die pensioenvretertjies, hulle is die laatlammetjies en hulle gaan nou uit, hulle gaan nou musiek maak en jy weet ek dink as jy op feeste kan kom en jy kan die mense vermaak, jy weet, jy kan al die feeste wat ek hierdie jaar doen en ding is op my wel ek sal 27 jaar in die bedryf, nee. Ja. Afrikaans is 100 jaar oud hierdie jaar. So as ek 27 jaar so ek het in 98 saam met Koos Kombuis begin toer. Kan jy dit glo? Oh wow. En toe ek eers geld verdien. Verstaan, die eerste keer wat ek nou kom R500 vra vir 'n konsert of wat ook al. So ek sal sê dan is ek deel van die bedryf. Absoluut. En voordat ons maar in Bellville Battle of the Bands gedoen het, ek meen dit is 'n kind, jy oefen nog. So 27 jaar hierdie jaar is ek in die bedryf en vir my om nou te doen net wat ek wil. Letterlik net wat ek wil. As ek letterlik môre
'n liedjie wil sing oor 'n slang wat seil oor die pad en ek dink dis 'n lekker liedjie. Onthou die liedjie is nie net my liedjies het stories. Daar's as jy gaan kyk, daar's 'n actual stories op 'n musiekvideo sit ek voor 'n klomp kleuters van die 3 varkies en lees die storie. Ek blaai deur die boek, lees vir hulle, luister. En dan vertel ek my die storie van die varkies in die garage wat nou so speel met die gitaar en alles. So daar's 'n storie wat hulle kan oor en oor kyk. Ja. En dit gaan gepaard gaan binnekort gaan ek vir julle 'n bietjie kom pla oor 'n nuwe produk wat ek al buite gaan sit. Wat meer vir die kinders gaan wees. Julle weet ek doen ons die poppenkas en al daai goed die fees. So die feeste bel my sê kom doen poppenkas. Dan sê ek maar ek doen nie poppenkas sonder 'n Jackie Lou band konsert hier. Hulle gaan hand aan hand. Ja, want dit is baie moeite om uit te kom. So kom ons doen dit sommer net groot beel. Ons doen die poppenkas vir die kinders vroeg en die aand die banding. En toe kom ek agter hoe groot honger daar is vir kinderproduksies in ons land. So ek het 'n nuwe aktrise nou Tannie Madeliefie wat saam met my toer. Sy gaan baie van hierdie kinderproduksies vir my doen onder die tema Jackie Nou, NOU, Jackie Nou. Dis vir die kinders wat ons het 'n Bybelgame wat ons uitgewerk het nou, Jakker deur die Bybel, wat ons basies Bybelstories soos Monopoly amper speel met die kinders in die bos ons hierdie jaar. Dus die poppenkas, daar's so baie nuwe dinge wat op pad is vir die kinders. So ek wil sommer nou Groot FM die eerste stasie wat weet dat die Jackie Nou projek is op pad. Ons gaan 'n bietjie werk maak in die winter daarvan om dit baie mooi te maak en dan gaan ons uit YouTube toe, ons gaan TV toe en ons gaan begin toer met dit by die feeste en vir die mense hoor hierso. Dis nie net vir die groot mense nie. As ek na Namibië toe gaan, ek gaan Kaap toe, daar's vir die kinders ook iets want hulle is baie belangriker as die groot mense. Amazing. Hoorie, sien uit daarna. En natuurlik die 3 varkies. Hy is nou beskikbaar ook om te gaan download, gaan check hom uit, gaan stream hom daar. Ek wil net ek kan nie wag om die weet daai TikTok video's se mense gaan maak. O ja. Ek dit gaan 'n fees wees. Ek sien verskriklik uit daar. So gaan check en dan die musiekvideo's nou klaar uit, né? Ja, die musiekvideo's uit. Hy het Vrydag uitgekom 10:00 Vrydagoggend. As jy wil lekker lag, goed voel oor die dag, gaan kyk jy musiekvideo. Hoe sê hulle Engels sê dit so mooi? That's what it's all about. Hoorie, maar jy het jou gitaar ook saamgebring. Ja, my boksgitaar is hier. Ons moet dan ten minste 'n liedjie of 2 uitkry live ook en unplugged. Want dis wat ons van hou. Wat gaan jy 'n bietjie vir ons vat? Hoorie, wat se gitaar is daai by the way? Hierdie is 'n Yamaha. Kyk, my konserte raak baie keer 'n bietjie wild. So ja. Ek het 'n input hier. Ek weet nie sien nie. Maar in geval so ek het opgetree in Potch. En ek het 'n liedjie Marula Boom. Wat dit gaan oor 'n boom. Ja. Maar in geval so die liedjie laat ek altyd iemand op die verhoog kom om te dans. En toe die persoon op die verhoog klim, toe kom al 25 van sy vriende saam. En toe trap iemand op my guild gitaar. En toe breek in die middeldeur basies. En weet jy hoe hartseer is 'n ou as jou gitaar breek? Dit is van die ergste. Jy het een werk gehad. Jy het een werk gehad, Potch. En toe gelukkig die ou wat die partytjie gehou het onmiddellik die geld vir die gitaar oorbetaal. Toe koop ek hierdie bad boy. En kan ek gou vir julle wys hoe mooi is hy? Hoe mooi is sy? Hierdie is die Yamaha, maar kyk hoe lyk hy so, maar kyk hoe lyk hy so. Ja, dis so cool. Daai klere van jou agterop gesit. So ja, so basically so 'n matrasie wat so teen my lê. En jy het letterlik Robbie Wessels opgeval. Hou vas jou matrasie, sien. So ek wil nou kyk vir julle. Ons het so baie liedjies, nee. Ek het al 17 albums hierdie jare gemaak. So ek kan enigiets vir julle speel wat julle wil, maar ek dink wat baie nice sal wees. Ek is 'n liedjieskrywer. Ek skryf elke dag vir my lewe liedjies, nee. En ek skryf liedjies wat vir my lekker is elke dag. Ek hou nie op skryf want ek dink dit is my godgegewe talent en om dit nie te doen nie sal sonde wees. Ja. So terwyl ons nou praat oor liedjies skryf, as jy 10 jaar oud, wie's vandag 10 jaar oud? Hoeveel jaar is die stasie oud vandag? 11. Amper 11. Amper 11 jaar. 12. Nee, maar ons 12, 13. Ek kan nie nou dink. Okay, maar ek vra jou nou so omkant, maar eintlik wat ek wil uitkom is, wil julle elkeen vir my 'n woord gee wat julle luisteraars weet opsom. Ek sê wat, vinnig WhatsApp. Vinnig. Jy gee my 'n woord en as ek 3 woorde vat van WhatsApp af, nê, dan kan ek 'n liedjie skryf nou terwyl ons hier sit om vir julle te wys hierdie is 'n talent wat ek gekry het. Dit is nie ek nie. So ek weet nie van my video nou die aand gesien het ek het 'n video gemaak nou die aand in my kar op pad terug van 'n konsert af wat ek baie emosioneel gesê het vir al die musikante daar buite. Dit gaan nie altyd oor die roar of the crowd nie. Ja. Dit gaan oor die musiek. Yes. Die dag wat dit ophou gaan oor die musiek, dan val jy die bus uit. En vir al die jong musikante wat nou sê, weet, ek wil so graag begin sing, want ek wil famous wees. Weet jy wat, nee? As jy iemand vir 'n kar instap, kan jy ook famous wees. Verstaan? Dit is nie jy kan op enig manier famous raak. Om bekend te raak vir die regte redes, nee. As jy regtig 'n goeie musikant is, of jy kan regtig mooi sing of jy kan mooi skryf, soos Anton Goosen. En jy kan goed vermaak, soos Steve Hofmeyr, jy kan die mense vermaak waar ook jy gaan. Dat sal eventually die mense jou naam leer ken.
So, gee my, het jy al 3 woorde, het die mense al gereageer? Is daar 3 woorde? Ek het 'n swinkie. Swinkie. Okay. Ek soek gou vinnig nog woorde. Gou vinnig. Okay, woorde op die WhatsApp lyn. dit vat nou obviously tyd om deur die WhatsApp stelsel te kom en so aan. Maar ja, so as ek 'n liedjie skryf wat nou wat die luisteraars gaan opsom, moet dit 'n ballade wees of moet dit 'n party liedjie wees? Gaan ons Nika, wat soek jy? Ek sal sê omdat dit swinkie is, ballade. Ja. Die ballade. So ek gaan aan meneer begin. Okay. Dis 'n baie hartseer akkoord. Okay. En pas met 'n mondvletjie. Ek het vir een groot, okay. swinkie. Groot swinkie. En kies jy nog een? Ek het nogal gehou van skoen. Skoen, groot swinkie skoen. Daar's hy. Okay, groot swinkie skoen, groot swinkie. Swinkie groot skoen. Okay, uit A meneer uit. Yes. Ek was te jonk toe ek die eerste keer die radio aangesit het. En daar kom 'n groot liedjie. En dit soen my 'n bietjie aan my hart. Jy was my Cinderella. Ek het nou nog jou skoen. Ek onthou daardie liedjie. Ek onthou daardie eerste soen. Dit was die grootste oomblik wat ek ooit gehad het. Toe jy met my hart gepraat het. No ways. Daar's jy sien. Wow. Luister gou, en die ander ding is net, is dit A minor wat jy nou gejoin? A meneer, A minor. Ja, en jy het wat se C. Is dit C? So jy het Ja. met ingewerk daar, so A minor en C. Ja, Natuurlik. alles maatjies, alles sal werk. Kyk, 'n C mondvletjie gaan werk chromatically uit 'n C uit. Yes. En A minor, maar as jy wil blues speel, moet jy hom speel uit G uit. Wow, okay, ek het dit nie geweet nie. Ja, Daar leer ek nou iets. En vir die mense wat mondvletjie wil leer speel, ek het nou my konserte, ek bemark myself nou, maar ek verkoop mondvletjies ook, né? Ja. En ek het 2 mondvletjies wat ek nie meer verkoop nie, dis A en C want hulle werk glad nie. Die volgende 2 is E, F, F. Alright, luister. So as jy ooit leer mondvletjies speel, vir die mense wat op 'n ernstige noot, vir die mense wat wil leer mondvletjies speel, leer When the Saints Go Marching In. Dis die een liedjie wat jy oral oor die die gaatjies van die mondvletjie moet speel en jy leer jou muscle memory waar hulle sit. Soos So as jy dit kan leer speel, dan gaan jy kan leer mondvletjie speel want jou mond gaan weet exactly waar dit gaan en die kikker is as enige van jou vriende kan gitaar speel en jy het 'n C en hulle speel uit C enige iets onder die son. Kan jy saam speel, almal gaan just met jou speel goed. Yes. So ja, dit is maar 'n ding wat ou leer met tyd en by my konserte maak ek moeite om mondvletjie te speel, mense te wys hoor daar's ander instrumente wat net so mooi is. Ja. Het jy daar gaan ons voor. Wie weet jy, te ken my of maar 8:34. Hier is die ding nou. Die liedjie die 3 varkies. Hy is nou oral beskikbaar plus sy musiekvideo. Ek het hom nog nie gesien nie. Ek het nog nie die musiekvideo gesien. Gaan kyk dit. Ek weet nie wat om te verwag nie. Ek gaan hom nou intik op my YouTube. Ja, maar jy het nou die masker aangehad, so nou het jy 'n level waarvoor jy jouself moet meet van Jackie in die wolfkostuum en ja. Maar ek het 'n cool jas aan. Ek lyk amper soos daai ou van onthou wat sy fliek gewees destyds met Bruce Lee se seun The Crow. Yes. Ek is daar vir julle swagger. Jackie, ek wil wel vir jou sê, dit was Ruben se matriekafskeid outfit. Regtig? Hy lag want dit is waar. Die Crow was dit. Hoorie, jy moet my ek sal hom vir jou nou vir jou. Het jy daai vir jou geskrik as jy jou sien? Hoorie, sy het gelaaf. Ek was mad. Dit was cool geweest. Dit was cool geweest. Dit met my Doc Martens, die dik sole. Ja. Dit was 'n baas geweest. Sy later vir jou foto's stuur. Hoorie, vat vir my nog enetjie live. Toe man, Jackie. Okay, goed. So ek praat nou eintlik maar baie met musikante deesdae, want daar's so baie mense wat dit try maak en jy weet ek 27 jaar dat ek dit doen. So vinnig voor die aangaan, wat is jou opinie oor AI? Kom ek sê vir jou so, ek het nie baie teen AI nie, maar ek sal nie daarvan hou as ek weer die nuwe Tracy Chapman song as AI en sy het AI gebruik nie.
If you get what I'm saying. Ek sit al van die agterkop vas, het hierdie ou self die liedjie geskryf. Maar aan die einde van die dag, baie van ons Afrikaanse groot treffers van jare gelede is nie oorspronklike liedjies gewees nie. Dis liedjies wat hulle van Europa af gekry het. Yes. So eintlik gebruik ons al lankal AI, maar vir ander ou se melodie. So met ander woorde, as jy kwaad is vir AI, moet jy kwaad wees vir Axl Rose wat vir Slash sê speel jy gitaar, ek kan net skryf, ek kan nie gitaar speel nie. Dan moet jy vir Vallo kwaad wees, verstaan? Yep. So AI as jy sê vir AI hoor jy so, hier's al my lyrics, ek het boeke vol lirieke nê. Nou moet ek ateljee gaan boek per uur om daai lirieke uit te kry in 'n band te begin as. Of ek sê vir die robot sing vir my in ek soek om AEC, ek hoor hoe klink hy. Kos my niks. Dit kos my 0. Nou gebruik ons 'n demo en sê dat kom ons maak die toon deur 'n bietjie. So ek kan dit gebruik en ek dink nie dis 'n slegte ding nie. Ek dink dit gaan uit verband uitgeruk word binnekort. En die mense wat bang is vir robots. Weet jy iets meer scarier as 'n robot? 'n Robot wat 'n robot leer. Ja. Weet jy hoe lank doen ons dit al? As jy enter druk op jou keyboard nou daarso. Praat jy mos met Windows, maar jou rekenaar praat met 'n ander rekenaar. Ons doen dit al vir jare. Verstaan? So dis nie 'n nuwe ding is. Ek dink ons moet kop moet kry, maar oor musiek so diep in die hart is. Wat ek nou gedoen het, het ek opgemaak terwyl ek gesit het. Ja. Dis nie AI nie, is onmoontlik. Ek kan nie met AI doen nie. Ja. Die mense gaan nie aanklank vind met dit. Hulle weet as Jackie wat dit uit sy hart uit gesing het vir hierdie stasie vir die luisteraars. En so ek dis 'n gemengde gevoel wat ek daaroor het. Ek sal van nou Tracy Chapman doen nie. Ja. Ek sal gaan daarvan nou nie. Vat vir ons nog 'n song toe. Okay, goed. Kan jy my gitaar hoor? Is hy daar aan by julle? hy is Okay. daar. Ek het my mondvletjie nou aan. Ek wil net vir julle 'n vinnige storie vertel. Ek sien heeltyd 27 jaar, maar toe ek begin sing het in Bellville in die Kaap, het ons almal Battle of the Bands gehad en ons het almal vir mekaar gespeel. Ek Frans het bass gespeel in my band op die stadium en ons almal het vir mekaar musiek gemaak en ons het drome gehad en my droom was om te toer saam met Koos Kombuis. Hy was die enigste Afrikaanse ou wat ek regtig geluister het, jy weet. En om te sing by die KAKNK. Nou dit was laas week KAKNK in Oudtshoorn en ek is van Oudtshoorn. Dit was toe die enigste fees. Ek praat van 1998. Enigste fees in die land. Elke jaar doen ek aansoek en hulle sê nee, en ek doen aansoek en hulle sê nee. En op die ou end ry ek deur Oudtshoorn toe op die 2002 en ek gesing op die hoeke van die strate. En die tannies gooi my met geld. En dis waar ek geld gemaak het, maar genoeg geld om 'n pizza te koop en 6 biere. Nou kom 'n ou na my toe, ek gaan sy naam sê, Kalbas Nel. Hy sê, Jackie, ek besit 'n plek, Rock Art Theater. Vanaand is die afterparty, daar al die famous mense gaan wees. Kom sing vir ons daarso. Ek sê, wat betaal jy? Hy sê 6 biere en 'n pizza. Droom die ander dag 'n bietjie. En ek skryf toe 'n liedjie vir my jeug. Ek wens ek kon dit weer beleef en ek droom van die meisie met die blou oë. En dis jy. Al die jare het jy by my gebly. Onthou jy? Die dae was so kort. Maar nou het ons oud geword. En nou sien daar maande. Onthou jy nog as Stellenbosch aande toe ons jonk was? Dis ek en jy en 'n borreltas, altyd gedeel uit een glas. Vir altyd sal jy by my pas, want jy ons jonk was. Dis ek en jy en 'n borreltas, altyd gedeel uit een glas. Vir altyd sal jy by my pas. Onthou jy toe ons jonk was? En ek staan op baie aand op die verhoog, ek en my band, en ons maak musiek vir die mense by Rock Art en plek is gepak vol mense. En my instrument was by die mondfluitjie en ek val daar weg met 'n mondfluitjie solo. En die mense skree, hulle gaan te kere en ek dink hulle cheer vir my. Maar nee. Hulle cheer vir 'n ou wat hierdie deur stap met 'n blonde kuif. Die girls gaan van hulle koppe af en dis nie Steve Hofmeyer nie. Ek dink wie is hierdie ou? Ja, kom staan nie langs die verhoog en hy kom sê vir my na die konsert, is daai jou liedjie, daai borreltas liedjie. Ek sê ja. Het jy CD's? Ek sê ja, R50. Hy sê gee my 2. En ek teken die CD's KAKNK 2002 van die Jackie Lou Band. Ek sê wat is jou naam? Kom ek maak dit uit aan jou. Hy buik af want hy's baie langer as ek. Hy sê maak dit sommer uit in Teen Jordan. No ways. Wow.
Teun sê vir my, Jakkie, waar bly jy? Ek sê vir hom, nee, ek is nog in die koshuis op Stellenbosch. Hy sê, kom Pretoria toe, daar's 'n plek, Hatfield Square. Almal sing daar, Pieter hulle almal sing daar, jy gaan groot wees in Pretoria. Ek vat my kar dieselfde middag en ek ry Pretoria toe. Ek begin sing by Maloney's, McGinty's en die plekke. En ek het letterlik in 2 weke al die plekke bankrot gesing. Want ek sing my eie musiek. Daar's niemand daar nie. Daar's 'n bietjie van die following daar wat daar was van Pieter hulle en so aan, maar die mense raak al hoe minder elke week en ek vat my kar en ek ry terug. Teens bel my op 'n Sondagmiddag. Hy het my Jakkels genoem. Hy sê, Jakkels, waar's jy? Ek sê, terug op pad Kaap toe, die mense hierbo skree almal vir die blou bulle, ek gaan nie maatjies maak nie, en hulle dink, my musiek is nie snaaks nie, en is nie mooi nie, hy sê, maak 'n fout, jy moet die mense 'n kans gee hierbo. Ek sê, waar is jy? Hy sê, hy is op McGinty's, Hatfield Square. Hy het 50 vriende om vir my te kom kyk, maar nou is ek nie daar nie. Nou draai ek my kar om en ek ry terug. Ek gaan stel speakers op in McGinty's op 'n Sondag aand, en daar sit Teens met sy 50 vriende, en ek sing vir daai mense Springsteen, ek sing vir hulle Tracy Chapman en Cat Stevens en my eie liedjies, Botteltas, Rambo die Polisie in daai jare. Daai 50 mense het 100 mense geword. Daai 100 mense het 200 mense geword, daai 200 mense het 400 mense geword. En vir die mense wat daai tyd daar was, sal weet, die res is geskiedenis. Ek het elke aand gesing, donderdaande by Maloney's vir 400-500 mense, sonderaande vir die studente. As gevolg van Teens Jordaan is ek nou al vir 23 jaar in Pretoria en getroud met 'n bloubil meisiekind. What a story. So ek wil graag hierdie stukkie opdra met 'n knop in my keel vir Teens. Waar ook al hy nou is en luister, dalk luister hy die show vandag. Ons blaai deur die foto's, mis die pelle wat dood is en ons treur. Wat het met die tyd gebeur, maar ek sien die meisie met die mooiste lag raak mooier elke dag. En jy laat my glimlag. Onthou jy, die dae was so kort, maar nou het ons oud geword. En nou sien daar maande. Onthou jy nog die Hatfield aande, toe ons jonk was, dis ek en jy en 'n botteltas, altyd gedeel uit een glas. Vir altyd sal jy by my pas, want toe ons jonk was, dit was ek en jy en 'n botteltas, altyd gedeel uit een glas. Vir altyd sal julle by my pas. Onthou vir ons, maar toe ons jonk was. Sjoe. Dames en here, Jakkie Lou, my vriend, baie dankie vir die tyd. Baie dankie julle. Ek het daai nie geweet nie. Wow. Maar baie dankie, dit is 'n lang pad, 27 jaar. Ek voel ek is nog jonk en gesond genoeg vir die 3 varkies. So hulle sê, if you'd have me, gaan ek by al die plekke optree. Ek tree mos maar baie min in bars op deesdae. Ek is by feeste en by mense moet gaan kyk op my Facebook waar ek is. Hierdie week interessant genoeg doen ek een enkele konsert. Ek vlieg Umtata toe en dan doen ek 'n konsert by Yugi vir 'n vrou wat 'n hartoortplanting nodig het. So ek doen 12 gratis shows in 'n jaar. Ek het nou so 4 gedoen. Hierdie is die 4de ene. Ek het laasweek gesing vir die boere van ek was in die Valdriehoek, die boere droogte gehad daar naby Prieska. Ek het wel gesing. Die volgende dag het ek 2 konserte by Oudhuise gedoen vir die mense wat nooit vermaak word nie. En hierdie vrou wat die hart nodig het, sy is in Yugi. En hulle gaan die aandgeld en soms het klaar die hart gekry, sy stap alweer rond. Ek het 'n video gekry wat sy eintlik waai vir die kamera en alles. Yes. So weet jy wat, soos Rick Warren sê, julle ken sy boek The Purpose Driven Life. As jy 'n talent gekry het met 'n mikrofoon of miskien met 'n rugbybal of miskien wat ook al, dit is jou Moses stok mos eintlik wat jy het, né? Jy kan daarmee doen wat jy wil, vir goed of sleg. Gebruik dit vir goed. Dames en here, Jakkie Lou. Groot FM 90.5